Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker op hierdie Woensdag, die 12de Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. 1 Korintiërs 15, vers 51 tot 58. Kyk, ek deel julle in verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Wanneer jy in Openbaring lees, dan sien jy, daar is 'n spesifieke volgorde wat plaasvind. Daar is 7 seels wat oopgemaak word. En met die 7de seël dan word die basseine, dan begin die basseine, die eerste, die tweede, tot by die 7de, en terwyl die 7 basseine in werking is daar ook 3 wee. Ons moet baie oplettend wees van hoe die volgorde van dit is en hoe dit plaasvind in Openbaring, hoe dit geskrywe is en wat daarmee gepaard gaan. Want Openbaring is 'n boek wat die verborgenheid openbaar. Dis 'n boek waar Christus vir Johannes vertel, aan hom openbaar, wat reeds al in die Ou Testament opgeskrywe is. Dit gee vir ons net 'n beter tydvlak, en so ook Matteus 24, Lukas 21, Markus 13, gee dit vir ons ook in detail, in 'n volgorde. En hier vertel Paulus vir ons in 1 Korintiërs 15, met die laaste bassein. Jy sien, baie mense is bang om Openbaring te lees, maar Openbaring gee vir ons 'n skrif, wat sê dat jy sal geseënd wees as jy dit lees, en as jy daarna luister. 2 keer, 1 keer in die begin en 1 keer in die einde. So moet nie bang wees om Openbaring te lees nie. Baie mense wil dit nie lees nie, want hulle kan dit nie verstaan nie. Jy sien, die woord is verborge, en hierso sê 1 Korintiërs, Paulus sê vir ons, hy deel met ons 'n verborgenheid. Jy sien, baie van die skrif is nog toegesluit, tot op die regte oomblik, dan maak dit vir ons oop. Want dit is nie daar vir almal om te verstaan nie. Anders gaan die duiwel ons weet, presies wat om te doen, en hoe om te doen vooraf. Daarom is die boom van die lewe aan die begin reeds, die weg na die boom word bewaar met 'n vlammende, flikkerende swaard. En dit beteken, as ons kyk na die woord, dis die woord en Heilige Gees. Daar's geen ander manier nie. As iemand nie die Heilige Gees het nie, kan hulle nie die woord verstaan nie. Dan gaan hulle dit met menslike gedagtes, menslike kennis probeer verstaan. Maar daar is een wat dit aan ons kan openbaar, daar is een wat die verborgenhede aan ons kan oopmaak, en dit is die Heilige Gees. En as jy nie wedergebore is nie, kan jy nie die Heilige Gees hê nie. So sê die woord vir ons, so leer die woord vir ons, nie wat ek sê nie. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Onthou, toe Jesus daar op die berg was, en Petrus, Johannes en Jakobus was saam met hom, het Jesus verander, en Moses en Elia het aan hulle verskyn. Maar Jesus moes kon verander daar op die berg. Hy was nie meer in 'n menslike vorm nie, maar hy het 'n verheerlike liggaam gekry in daai oomblik. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood,
waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Is jy in die arbeid van die Here Jesus Christus? Is jy gereed om bekleed te word met die ewige lewe? Is jy gereed om standvastig te wees? Is jy gereed om onbeweeglik te wees? Luister mooi na hierdie woorde. Is ons gereed vir dit wat Christus vir ons wil gee? Ons is so vinnig om te bid vir iets wat ons tekort in hierdie wêreld. Ons is so vinnig om te kla oor wat nie reg loop in ons lewe nie. Maar kyk ons op en is ons gereed om regtig te ontvang, om regtig te kry wat die Here vir ons wil gee? Is ons gereed om regtig te verander, om onbeweeglik te wees vir hom, om onsself te beklee met dit wat hy wil gee? Is ons regtig gereed om standvastig te staan? Besef ons wat dit beteken om 'n onsterflike liggaam te hê, so dit vervul kan word die woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons kyk so maklik na die dinge om ons, na die wêreldse dinge. En ons mis eintlik die onsterflikheid van alles. Here, want ons weet, ons is menslik, Here, en ons kyk na ons menslike natuur die meeste van die tyd, Here. Maar ons hoop is op U, want ons fokus is op die onsterflike liggaam wat ons gaan ontvang. Sodat ons ook kan sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Omdat ons weet, ons is gebore in Christus Jesus, deur sy kruis, deur sy bloed, en met die opstanding is ons vernuwe alreeds. Die ouwe het gesterf en die nuwe het opgestaan, want ons leef vir ons God, ons leef vir ons Christus. Ons het onbeweeglik geword in die werk wat U vir ons gee, Here. Dat ons nooit moeg of mat word nie, maar dat ons aanhou met hierdie stryd en weet dat die oorwinning is nie ver van ons af nie. Dankie, Here, dat U na ons omsien. Vader, ons bid vandag, Here, daar waar die storms gewoed het in hierdie week so ver, Here, daar waar dakke afgewaai, daar waar vee dood is, Here. Ons vra dat U saam met daai mense sal wees. Here, die mense wat nie slaapplek het nie, mense wat nie komberse het nie. Here, wees saam met hulle. Here, stuur hulle na die regte skuilings toe, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.